So bly jy is opgeleide mense. Maar wil ek net vir mense hier mag nou maar sit. Dan is bly het so by jouself. Lekker om ook in die wereld te wees wat 'n voorreg is. Jy oor die woord van die Here te praat het. Ek bid volgende werklik dat die Here vir ons dit ook nie sal ontmoet en sal beleef. En dat jy anders die sal uitstap. My gemeente is al moeg vir my as ek die gebed bid en vra jy, mag ons dat daardie deure uitgaan, anders as wat ons en ons thema vir hierdie jaar is dat ons besig is aan bidding wat ons lewens verander. En as jy by die voete van Jesus was en die lewe verander nie, dan weet ek ook, ek werk by die voete van Jesus was. Dan wil jy uitnooi vanoggend op jou hart oop te maak om die Here toe te laat, om iets te verander. Indien jy meer al vir 80 jaar, 30 jaar, 10 jaar, 2 jaar, wat ook al, dan laat toe dat die Here vanoggend in jou iets laat verander. Amen? Hy dankie vir die geleentheid vanoggend, my naam is een, luister na afwas, ek weg, en hy, en hy is wonderlijke klaar om te die by te lees. Ek gaan volgende nie stalkies verklaar oor die leenheid en wat sluit was nie. Maar ek moet julle vir koffie na die tyd daarachter sien, ek is mooi voorbereid. Ek is baie welkom om vraagjes te doen, as jy vraag wil weet, ek is waarom staan daar kom, wat ons doen. Ek wil vanoggend met jou hierdie gedagte deel oor huisves die Heilige Gees. Dit is 'n gedagte wat al 'n geruime tyd in my hart groei. Dat ons is, julle nie skree nie, maar bietjie nader wat kan bid. Julle is in 'n AGS kerk, as jy nie weet nie, AGS kerk hierdie, en ek kom ook van AGS kerk, is AGS pastoor, en ons het 'n ryk geskiedenis van die werking van die Gees, en die krag van die Heilige Gees in ons kerk. En die hoofsaak is dat mense by Jesus uitkom, maar ek glo ons is veronderstel om geesgevulde, kragtige kinders van God te wees. En om die Heilige Gees te hê, of te ontvang, is nie dieselfde ding as om die Heilige Gees te huisves. My hart is dat ons as AGS kerk, as Pinkster mense in ons land, die Heilige Gees weer sal huisves in ons kerke, in ons huise, in ons lewens. En ek wil vanoggend begin, net so 'n bietjie gesels oor 'n storie in die Bybel, se Gees. En jy kan dit in Lukas 19 gaan lees. Ek wil begin met 'n interessante verse, vers 3, en sê, hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is. Dus Zacchaeus het sy bes probeer om te sien wie Jesus is, maar hy kon nie, van die skare en omdat hy kort was. En ek het lees, is dit vir my so interessant van, dat ek besef dat voordat ons die Heilige Gees kan huisves, moet ons eers die evangelie besef. En voordat ons die evangelie kan beleef, moet ons verstaan, ons eie verdorwenheid verstaan. En hierdie gedeelte sê dat Zacchaeus wat kort, maar ek weet nie wie van julle voel jy is kort nie, maar Zacchaeus was 'n kort mens. Hy was kort gebore. En ek besef dat Zacchaeus kan niks daaraan doen aan die feit dat hy kort is. Maar in hierdie gedeelte sê dit dat Zacchaeus kon nie Jesus sien nie, want hy was kort. En ek besef dat Zacchaeus was nie die enigste persoon wat kort gebore is nie. Die Bybel sê dat ons is ook kort gebore. Die Bybel sê ons kom almal kort aan die glorie van God. Die Engels sê dit so mooi, so we fall short of the glory. Net so Zacchaeus het ons te kort om die glorie van God te kom. En ek besef dat dit beteken nie noodwendig omdat ons kort is,
dat ons nie probeer om vir Jesus te sien. Net soos Saggeus, hy was kort, maar hy het probeer om Jesus te sien. Maar hy kon nie, want hy was te kort. En sy probleem was nie, Saggeus se probleem was nie dat hy nie hart van probeer het nie, sy probleem was nie dat hy iets in sy optrede verkeerd was nie. Sy probleem was sy geboorte, hy was kort gebore. En net soos hy, sê die Bybel, ons is ook kort. Ons is gebore in hierdie stand waar ons te kort is om God te sien. En partykeer probeer ons, net soos Saggeus, ons probeer spring oor die kraal, om Jesus te sien, en ons doen ietsie, ons werk hard, ons probeer om Jesus te sien, en ons gaan kerk toe, ons probeer iets wat ons kan by die teenwoordigheid van God kry, maar ons kan nie, want ons is kort en ons het die verkeerde natuur. En net soos Saggeus het al niks wat ons daarin doen om dit te verander nie. En die Bybel sê hier, hy was te kort om Jesus te sien, maar daar was 'n interessante gedeelte ook, hy sê daar dat hy kon nie Jesus sien nie, weens die skare. En alhoewel die probleem was dat hy nie Jesus kon sien nie, omdat hy kort was, kry die skare die skuld. En wanneer mense nie weergebore is nie, kom ek agter dat die skare kry altyd die skuld. Wanneer mense nie by Jesus uitkom nie, is dit baie maklik vir hulle om die kerk te blameer. Jy gesien wat doen die mense van die kerk? Of ek was kwaad vir die kerk, ek gaan weg van die huis van die Here af. En mense wat eintlik kort is, blameer baie keer die gehoor, die skade, hoekom hulle nie by Jesus kan uitkom. En die probleem is nie dat ons nie probleem is ons is kort gebore. En daarom sê ek nie vanoggend dat kerke nie met verbeter nie. Kerke moet vriendeliker word, ons moet leer ons mekaar meer lief wees, ons moet leer om op jou kinders en mense steek te maak, en dit is vir ander kerke. Het uitdagings as gekom by dit. En ons moet ook besef dat mense wat verlore is, mense wat nog in hulle kort natuur is, gaan altyd kerk blameer. Hoekom hulle nie Jesus kan ontvang? Maar ek wil die volgende vraag, as jy deel is van die kraal, as jy deel is van die gehoor, is jy vanoggend in die kerk, of is jy vanoggend in Christus? Want dit is nie dieselfde ding. Saggeus was nie tevrede net om deel van die skare te word, hy het in sy hart 'n begeerte gehad om Jesus te sien. Hy wil nie net deel word van die kraal nie, hy wil leer sien. My oom vertel jy die storie, hulle is 'n afgetrede man, en hulle besluit, hulle gaan nie van die bootcruises toe. En die boot vertrek daar van Durban hawe af, en hulle na die eiland toe. Hulle droom hierdie vakansie, en hulle beplan hierdie vakansie, en hulle bly daar te pad, naby die lughawe, en die oggend van hulle vlug, besluit hulle gaan nou nie hier vroeg gaan nie, want hulle bly net om die hoek van die lughawe. En so gebeur het toe hulle by die lughawe kom, het hulle vlug gemis. En hulle kan nie. Hierdie hele vakansie het gemors, hulle het hulle vlug gemis, en hulle het Durban wees om die boot te vang, om op hierdie eiland cruise te gaan, en eventually kry hulle ander vlugte, en hulle soek wat, hulle betaal ekstra vir nuwe vlugte, en hulle kry toe eventually vlugte om te gaan, maar hulle sien dat daai vlug omtrent net 'n halfuur voor die boot vertrek, land in Durban. So hulle gaan jaag om dit te maak, en hulle boek daai kaartjie, totaal ekstra geld, hulle boek die kaartjies, hulle vlieg af Durban toe, en in Durban kom toe, kry hulle die naaste taxi, en hulle jaag hawe toe om die boot te gaan vang. En toe hulle op die hawe kom, toe sê die mense van die hawe vir hulle, die boot staan nog daar, maar die internasionale douane maak dit hier voor die vertrektyd daar toe. Hulle kan nie hulle paspoort besluit. En hy vertel die storie, hoe hy staan daar op die hawe, en hulle kyk vir die mense op die boot. Almal met hulle Hawaiian English aan, en hulle het 'n drankie in die hand, en die mense op die boot waai nogal vir. Men weet dat hulle is veronderstel om by boot te wees.
En hy sê, hy vertel die storie, hy sê, hy staan daar by die hawe en hy voel die Here vir hom sê, dis hoe dit gaan wees as Jesus sy kerk kom maak. Mense gaan op die hawe gestaan bly, terwyl hy die boot trek, sonder hulle. En hy staan daar op die boot, op die hawe, en hy sien hoe die boot vertrek, en die mense op die boot waai vir hulle, en hy besef, hy staan met die kaartjie in sy broeksak, hy het 'n kaartjie vir daardie boot, dit is hulle boot, hulle is veronderstel om op daardie boot te wees, hulle het weke beplan om daardie boot te wees, en hulle staan en kyk hoe daardie boot hulle agterlaat. En ek besef dat die kerk is die hawe. Kerk is die hawe wat veronderstel is om mense aan die boot voor te stel. Mense aan die boot voor te stel. Maar ek besef ook, dit is baie onmoontlik om op die hawe te staan en die boot te mis. Dit is moontlik om in 'n geestelike huis groot te word, want daar dien die Here. Jy daar ook storie is in jou familie. Geestelike mense en God geestelik groot, om nog steeds die boot te mis. Ek dink aan Judas. Judas was by Jesus. Hy het Jesus self geken. En hy het die boot gemis. Dit is moontlik om in die kerk groot te word. Maar die vraag is jy weergebore in Jesus Christus? Vers 4, Lukas 19, vers 4. Sy Gees het vooruitgehardloop voor te kom en in 'n vyeboot geklim om Jesus te sien, omdat hy daar sit bykom. Toe Jesus by die bepaalde plek kom, het hy opgekyk in die boom en vir Zacchaeus gesê, Zacchaeus, klim haastig af, want ek moet nog vandag by jou tuis gaan. Dis maar interessant dat die Bybel nie sê dat Zacchaeus eventually vir Jesus gesien het. Die Bybel sê Jesus het daar verbygeloop en Zacchaeus gesien. En net so daardie boom, toe ek lees, toe dink ek aan die kruisdood van Jesus Christus, hoe God vir ons 'n boom gegee het om in te klim, waarop elke mens kan klim, sodat God jou kan sien, hier Jesus Christus. En ons is nie Christene vandag omdat ons hard probeer en goed doen nie. En ons glo in goed, ons glo in goed doen, ons glo om mekaar lief te hê. Maar ek en jy is vandag kinders van die Here, omdat Christus Jesus aan daardie kruis gesterf het. En ons moet besef dat dit was gruisam en hartseer, maar dit was nodig. Maar die Bybel sê dat God is heilig. God is heilig. En die Bybel sê dat God is liefde. En ek en jy, ons in kort gebore, ons is sondaars. En omdat God heilig is, vereis hy dat sonde gestraf moet word. En omdat God liefde is, voorsien hy die betaling vir daardie straf, deur Jesus vir ons te stuur om aan die kruis te sterf, sodat God heilig kan wees en ook liefde kan wees. En ek besef ook dat God kan nie net ons sonde vat en dit onder die mat vee en sê, ag, is okay, gegee daarvan, maak nie dit gebeur nie. Want God is heilig. En die Bybel sê dat sonde moet gestraf word, alle sonde moet gestraf word, die straf vir sonde is die dood. Iemand moet betaal vir daardie sonde. Dat as God dit net onder die mat vee, dan is God soos ons regeringsstelsel, nie is korrup. Ek dink aan 'n storie, daar was 'n storie gewees, die 100 stamme, ek weet nie hoe laat hoor dit daarvan nie. Maar daar was 'n stam gewees met 'n leier wat almal verlief was, van hierdie ou was 'n dinamiese leier, en hy het vir die stam gesê, hulle gaan anders te wees, en hulle het 100 stamreëls uitgebring. 100 stamreëls, en hulle straf was dit, as jy een van die 100 stamreëls breek, dan kry jy 100 slag. En toe ek groot geword, was dit 6 van die beste, so ek dink 100 klink bietjie erg. Maar dit was 'n stand, en hulle mense was so, hulle het alles reg gedoen, hulle was voorspoedig, want hulle het hierdie 100 goeie reëls gehad, en almal het geweet, as jy daai reëls breek, gaan jy 100 slag kry. En dit gebeur so, dat 'n groep jong mense uit daai stam, een van hierdie 100 reëls breek,
En die mense rapporteer dadelik aan die leier dat die jong mense hierdie deels gebreek. En daardie jong mense word geroep om hulle straf te ontvang, hulle oordeel te ontvang, en hulle staan daar voor die leier, en deel van daardie groep jong mense is die leier se eie seun, wat daardie reëls gebreek. En nou staan ons so en kyk, wat gaan hierdie ou nou doen? Gaan hy genadig wees omdat sy eie seun is, en sê, ag sorry man, dit is jong mense, kom ons gee dit 'n kans, kom ons sien met dit oor hierdie keer. Wat gaan hierdie leier doen wat hy soveel aansien het oor die 100 reëls? En hy kondig aan die straf, hy sê, hierdie jong mense het die 100 reëls gebreek, en hulle moet die straf ontvang. En die mense is so verbaas dat hierdie ou sy eie seun gaan straf. En kom so dat toe die jong mense reg was om die straf te ontvang, gaan staan hierdie leier met sy eie rug agter sy seun en vat daardie 100 slaan namens sy seun vir daardie straf. En hierdie storie maak dat daardie leier nie sê deels het te breek, hy behou sy regverdigheid, sy heiligheid, maar terselfdertyd bewys hy liefde aan sy seun. En dis wat God vir ons gedoen. Omdat die kruis daar is, omdat God Jesus gestuur het, vergewe hy ons, sonder dat God moet onheilig wees, sonder dat God die reëls nie breek. En ons geen ander gehoor wat dit kan sien, ons geen ander gehoor wat iemand het, wat die prys betaal vir jou sondes. Hulle sal vir jou sê, God vergewe jou, of wie ook al, hulle God op afgod vergewe jou, maar ek spoor, want niemand het betaal vir daardie sonde. God is die enigste, wat kan sê, hy is vol heilig, en vol lief vir jou, as hy skepper. Want ons moet besef dat die evangelie van Christus is nie 'n skaal soos daardie, waar jy jouself moet meet, en sê, dit is ek goed, is ek sleg, doen ek meer goed, dit was meer sleg te doen nie. As jy dit wil toets, probeer, as jy vandag in jou kaart geen rijtjie vanaf, en as jy die kopie aftrek, dat sê kom, jy is onskuldig, want jy het al 20 jaar jou lisensie, en is net hierdie 20 secondes wat hy jou gesien het met die vanaf rij. Dink jy, hy gaan nog steeds vir jou daar die kaartjie gee? Ja, want jy is skuldig. Want hy elke dag van jou lewe opspoed en stadig. Die dag as jy vinnig ry en 'n kaartjie kry, is jy skuldig. En ek besef dat ons is vergewe omdat ons in Jesus is, nie omdat ons in die kerk is nie. Omdat ek die kruis is van met Jesus en God my kan sien, soos Jesus vir sy gees gesien het. En daarom kan God heilig wees en hy kan vir my lief wees en hy kan my weet, want hy het die prys betaal. My eie familie het die gedagte deurgegaan. My ma is geskei en eventually het my ma iemand nie ontmoet en hy stiek pa sy verkeersbeampte. Ek weet almal het swart skapies in familie, vergewe my. Maar hy is 'n verkeersbeampte en vroeg in hulle huwelik ry my ma te vinnig en hy trek haar af en kom. Nou moet jy dink, wat moet hy nou sê? Imagine this. In jou honeymoon stadium, trek jou man jou af, gee jou 'n kaartjie. Wat wil jy ons? Maar my stiekpaas, dis so 'n inspirasie van die tyd, dat hy al 'n kaartjie skryf en hy kan hom maklik laat gaan. Maklik vir hom gesê, nee, sy wil nie vir 'n kommerantjie, sy het binne gery nie. Niemand weet wat op haar kamer aangaan, maar hy skryf vir haar daai kaartjie. En ek dink sy was dalk in die park gewees. Maar terselfdertyd gaan hy weg, betaal sy op daardie kaartjie handsak. En so behou hy sy integriteit as verkeersbeampte, as gesagsfiguur, maar ook sy liefde vir sy vrou. En God het die vleugel gestaan en hy het gesê, elke sonde moet gestraf word, maar hy kom en hy sê, ek sal self daardie prys, maar ek sal self betaal vir daardie sonde. En ek weet nie van jou, maar volgens is ek nie bereid om God te dien, wat nie heilig is. Ek sal nie buig voor God wat nie regverdig is. God wat ons dien, is heilig, is regverdig, maar hy is ook vol genade en vol liefde. Johannes 3 vers 16 sê,
God het die wêreld so lief gehad. God het jou so lief gehad, dat hy sy seun gegee, sodat ek en jy nie verlore hoef te gaan, maar dat ons ewige lewe kan hê. En Jesus sterf as plaasvervanger vir jou. Ons, ek en jy is ingesluit in sy dood. Want ons probleem is tweekantig. Ons het 'n sondige natuur en daar's sondes in ons lewe. En sondigheid is goeders waarmee ons gebore is. Ons is kort gebore in sondigheid, maar sondes is wat ons sondigheid doen. Dink aan 'n spinnekop in 'n web. As jy daardie prentjie in jou gedagtes het, dat die sondigheid is 'n spinnekop. En maak nie saak hoeveel keer jy die web skoonmaak nie, môre is hy weer terug. Maar die sondes is die web. Die Bybel praat van die ou mens. En die bloed van Jesus reinig ons sonde, maar is die kruis van Jesus wat ons sondigheid vasgemaak het aan die kruis, saam met hom. En Bybel sê so mooi, hoekom sal ons aanhou met sondig natuur? As Jesus Christus vir ons gesterf het, Jesus Christus ons rede. En daarom het ons is kerk, ons is haar gees, maar so gebruik van 2 sakramente, die nagmaal en die doop. Want ons glo die nagmaal is daar om ons te herinner aan die bloed van Jesus, wat ons skoon gewas het, wat ons sondes wegwas, en die doop is die voorstel dat ons saam met Christus gekruis het, saam met hom dood gegaan het, en saam met hom opstaan in die lewe. Romeine 5 vers 8 sê, God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin, dat Christus vir ons kon sterf het, en spite daarvan, dat ons nog sondaars was. Ons is nou vrygespreek deur Jesus se dood. Hoeveel te meer sal hy ons deur Jesus verlos van die toekomstige oordeel. Omdat die bloed van Jesus gevloei, voldaan dit aan die wraak. En daarom kan hy heilig wees. Hebreërs 9 vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die werking van die Ewige Gees as volkome offer aan God geoffer het, ons gewete skoon was van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Ons kan God dien, omdat die bloed van Christus ons reinig. Nie met ons sondes nie, maar dit help ons ook om onsself te vergewe, om in vrede met jouself te lewe, om daardie web skoon te maak, sodat ons Here kan dien. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het homself oorwin op grond van die bloed van die lam en die boodskap waaroor hulle getuig het. Hulle het in die lewens nie so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterf. Dis die bloed van Jesus wat die aanklaer oorwin. En dit is die kruis van Jesus wat die ou mens laat sterf. Want ons identiteit vind in Christus. Bybel sê dat ons onsself met Christus verbind, omdat ons gedoop is saam met hom, is ons ook opgewek saam met hom. En dit sê dat ons 'n sitplek gegee in die hemel. Galasiërs 2 vers 20 sê, Paulus sê ek lewe nie meer, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef ek deur geloof in die Seun van God. Hy wat sy liefde vir my bewys het, deur op my plek te staan. Maar volgens sê die duiwel is nie bang vir ons dissipline nie. Hy is net bang vir die kruis. Die duiwel is nie bang wanneer ons meeting doen en Bybellees en bid en kerk toe gaan en mooi lyk nie. Dis slegs Jesus op die kruis wat ons die krag gee. En Jesus het vir jou en vir my gesterf. En ons is saam met hom dood. En Jesus sien vir sy gees en hy sê vir sy gees, ek sien jou raak en ek wil na jou huis toe gaan. En die ware verandering in sy gees lewe slegs gebeur toe Jesus by sy huis kom. En die Heilige Gees in die Bybel is die teenwoordigheid van God. En daarom sê ek vanoggend, ons moet die Heilige Gees huisvest.
Waar verandering in jou lewe kom eers wanneer die teenwoordigheid van God in jou huis kom. Zacchaeus was nie ou wat gefokus daarop was om te verander nie. Zacchaeus was 'n ryk man. Hy het niks nodig gehad. Hy het nie besef dat hy moet verander nie. En toe Jesus by sy huis kom, het Jesus hom ook nie aangespreek en het hom geraas nie, alhoewel dit nodig was, want Zacchaeus was nie 'n goeie mens nie. En net voor hierdie storie kan jy gaan lees in die Bybel, praat Jesus met 'n ander ryk man. En daardie man vra vir hom, Here, hoe moet ek in die hemel kom? En Here sê, raak ons stap in die besittings. En daai ou gaan weg van Jesus af, en hy kan dit nie regkry nie. Hier kom Jesus by Zacchaeus in sy huis. Sonder enigiets te sê vir Zacchaeus oor sy geld. Begin Zacchaeus die lewe verander, en hy begin vir die mense teruggee, dat hy vergeet. En ek besef so baie, dat die Here het nog nie jou hart geraak, as hy nog nie jou skat kan raak. Die kruis het van ons Jesus ontmoet. Maar is by ons huis, waar hy ons verander. En dit is so hartseer dat baie mense los die teenwoordigheid van God hier waar hulle gekry het. Ons is net Christene wat ons kerk toe gaan. Ons kom hier tot bekering, ons kom hier ons vriende uit vir die Here en ons ontvang die genade van Jesus en ons ontvang die Heilige Gees en dan word dit net hier gelos. En die Jesus wat by die altaar ontmoet word by die altaar gelos. Maar Jesus sê, ek stuur vir julle die Heilige Gees om by julle te wees. Toe Jesus in die hemel opgevaar het, sê ek stuur vir julle 'n Ander wat altyd by julle sal wees, die teenwoordigheid van God by jou. En dit is nie altyd 'n lekker ding nie, want die eerste ding wat gebeur wanneer die Heilige Gees by jou tuis kom, is jy sien alles wat in mekaar is. Maklik word dit so mooi na jou huis, iemand belangrik. Dan sien jy miskien agter die toilet is vuil, mense sien mekaar, iets wat jy nooit raak sien. Jy net so wanneer die Heilige Gees kom na jou huis, dan begin jy sien, dit is nie mekaar. En dan reggeskei word, dit is nodig, sodat ons ook kan huisves. En die is 'n interessante boek se naam is Pigeon Religion. Maar in die boek praat hy van 'n storie, dis 'n paartjie wat daar in Jerusalem gaan sendingwerk doen het, en hulle sit in 'n huis waar hulle kan bly. En in die huis wat daar duif in die dak. Mooi wit duif daar. En hulle was so bly op daardie duif, want die duif is die symbool van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En hulle het gevoel, maar dit is nog die duif daar is die Heilige Gees tuis in hulle huis. Maar die probleem was, dat het agterkom, dat elke keer as iemand inkom en die deur dalk iets te hard slaan, dan skrik daai duif en daai duif vlieg. En hulle sit om die tafel en gesels, die man en vrou, en hulle sê vir mekaar, wat gaan ons doen, want ons wil graag sien, daardie duif moet daar bly. Daardie duif moet tuis wees daar. En die man sê vir sy vrou, was een van 2 maniere wat daai duif daar gaan bly. En die eerste manier is dat daardie duif leer om aan te pas by hoe ons lewe en ons glas. Of die tweede manier is, as ons leefstyl aanpas, om die duif te laat welkom toe. En toe die eerste toe besef ek net, vir ons in die Heilige Gees die huisves moet daar dinge verander, die huis moet anders lyk. Om nie net die Heilige Gees te hê nie, maar om die Heilige Gees te laat welkom toe, om daai duif, die teenwoordigheid van God in jou huis, welkom te laat vir ons moet aanpas by hom. Want daardie duif gaan nie aanpas by jou leefstyl. Jy moet aanpas by die duif. En terwyl ek dit daar dink ek aan hierdie gedagte, as jy moet 'n beker loop, en daardie beker is leeg, dan hou jy hom nie langs jou sy, jy hoef na te kyk nie. En die wonder of jy daai beker vol maak, en jy stap met 'n vol beker, wat gebeur? Jy fokus skui weg van daar af en beweeg hier na die beker toe. As jy kop leeg is, dan kyk jy na mense en jy kan kyk na wat onder aangaan.
En jy kan vinnig loop met 'n leë beker. Maar die vraag is, wat doen ons wanneer die beker vol is? Wanneer jy loop met 'n volle beker, loop jy net skielik stadig, loop jy net skielik versigtig. Jy is net skielik gefokus op dit wat jy doen. En sonder om jou te vra om versigtig te wees, dan gaan jy versigtig loop. En die Here gee nie net vir ons 'n klomp reëls nie, baie mense sê die Bybel is vol reëls wat ons kan nakom nie. Die Here gee nie net vir ons reëls nie, hy gee vir ons die Heilige Gees en hy sê die is vol van die Heilige Gees. Want hy weet outomaties as jou beker vol is, begin jou optrede verander. Begin die manier wat jy lewe verander. Jou verhouding met die Heilige Gees verander, hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy dink, hoe jy lewe. En die oomblik wat jy loop met daai beker en jy sien jy mors 'n bietjie, dan staan jy daar stil. En jy herweeg waarmee jy besig is. Ons is versigtig. En dat verander jou wat hoef het. Plaas daarvan om reus te vol, word my doelwit om naby aan die Heilige Gees te wees, om vol van hom te wees, om naby God te kom en naby hom te bly. Nou ek wil jou volgende vra, hoe lyk jou lewensspoed? Hoe lyk jou lewensfokus? As jy iemand teekom en hy loop die hele dag in minder wat ander mense doen, hoe ander mense optree, dan moet jy besef sy beker vlieg. Jy moet ook raak sien as jy is. As jy nie gefokus is oor wat ander mense sê, hoe ander mense optree, en hoe ander mense in die kerk doen, of wie kom kerk en wie nie. Of wat sy kerk sê die regte ding, of wie sê die regte ding. Beteken dat jou fokus is nie op jou beker nie, jou fokus is elders. En jy beker kom. Nou ek het jou besef dat kerk is nie perfek nie. Kerk is vol mense wat gefokus is op ander dinge. Maar ek wil jou vra om, huis is jy, maak jou beker vol. Leef so in jou lewe dat daai hemelse duif nie versteur word. Elke keer wat jy water mors, doen alles wat jy kan om daai water terug te kry. Moenie toelaat dat jou beker al en weer word nie. Het is baie maklik om in jou lewe te sien, wanneer jou beker leeg word, wanneer die Heilige Gees besig is om te optrek. Die oomblik wat jy in jou lewe sien, jy lewe nie meer versigtig nie. Jy kyk nie meer wat jy doen, en wat jy sê nie. Jy vrees nie jy God nie, want jy hardloop rond met 'n leeg koppie. En jy is vinnig, jy beweeg vinnig, jou aandag is afgelei. En jy voel nie meer iets nie, jy voel nie meer iets in jou lewe nie, jy is lang die tand. En as jy op daai plek kom en jy volgens vra, jy nie dan die teenwoordigheid van God gelos, hier waar jy hom doen dit. Is hy by jou huis? Ek jy al jou lewe verander om met duif te pas. Wanneer jy alleen is, wanneer jy by jou huis is die teenwoordigheid van God daar, net soos wat die dank in die kerk is. Loop jy saam met hom in die lewe. Dit is versigtig waar jy gaan. Neem dat daar reëls is. Neem dat mense op jou kyk, die mense sê my niks, en dat nie jy, nooit praat nie. Maar omdat jy vol is van jou lig. En wanneer jy vol is, jy weet nie te wonder wat mense sê. Of hoe ek moet optree nie. Of wat gaan mense sê as ek dit doen of dat doen. En jou fokus is hier waar dit is. Die Heilige Gees wat binne jou. Maar vir ons om die Heilige Gees te huisves, moet daar dinge verander.
moet daar skoon gemaak word. En toe ons op skoon toe kom met ons besef, ons is grond. Ons is grondgebore, is nie net Jesus Christus, as hy op daai kruis loon klim en saam met Christus gesterf het. En soos Paulus kan sê, dis nie ek wat lewe nie, dis hy wat deur my lewe. Gaan dit nie heilig genoeg wees om by God te wees nie. God is volmaak heilig. En elke sonde moet gestraf word. Jy slegs deur Jesus Christus en die prys wat hy betaal het vir jou en vir my, dat ons daar gaan wees. En verandering in jou lewe kom slegs wanneer Jesus, God, hy teenwoordigheid van jou huis te kom. Wat hy ons saam met jou dra. En ons had ook weer die Bybel sê, ons is die tempel van die Heilige Gees. Wanneer ek sê, jou huis, praat ook nie net van die huis waar jou vrou die kinders slaap, nie daar hoor. Maar in jou huis is die Heilige Gees hier. En by jou huis, waar jou vrou die kinders slaap. En hier by die kerk. En by jou werk, in jou voertuig, waar jy gaan. Is daar my duif gemakkelijk en veilig. En dat ons mag staan op home. Die offer wat Jesus gemaakt het. Genade is van die liefdevolle God. En maak seker dat die burdigheid van ons God en ons reise welkom is. Neem dit net iemand volgende. Ek wil gereedheid maak om volgende besluit te maak. Voor jy daar die besluit kan maak, moet jy nie die eie hart ondersoek en vraag, Here, waar is jy? As ek in die kerk kom, is ek in Christus. As die kerk nie hier was, as al nie mense wat vir my gepreek het, as al nie mense wat na my getuig het en my gehelp het nie, sou ek steeds by Jesus gewees het, sou ek steeds hom gedien het. Dien ek God omdat dit gemaklik is, reg is, omdat dit van my verwag word op dien ek God, wat ek werklik te lewe van. En die vraag volgend, wat ek vir julle wil stel, is 'n opsie. Ons kan of kies om vinnig en eenvoudig te leef. Dis iemand wat se weke leeg is. Dit is maklik om kerk toe te gaan, Bybel te lees, mooi goed te sê en aansien in die gemeenskap te hê. Daai is maklik, dit is vinnig, dit gebeur. Maar al daai dinge sal gaan. En ons kan of vinnig in die beste leef, of ons kan besluit om nader aan hom te leef. Om vol te wees van sy teenwoordigheid. Die Heilige Gees in te nooi, nie net in te nooi maar op te huisves. Om te begin huis skoonmaak, om my gewoontes, my taal, my gebruike, my optrede te verander, om die Heilige Gees welkom te laat voel. Sodat die kerk van Christus weer 'n kerk kan wees wat vol is van die Heilige Gees. Dat mense, wanneer mense praat van die kinders van God, dat hulle weer sal praat van die kragtige kinders van God. Omdat die Heilige Gees ons die krag gee wat ons nodig het, om te doen wat gedoen moet word. Mag jy een wees waar die getuienis van die kerk begin verander. Want wanneer mense kyk na kerke, dan praat hulle negatief. Kerke loop dood, mense stel nie belang in die Here nie. Wat geen kerke is nie meer aan die brand vir die Here nie, daar's nie meer werking van die Gees nie, dis nie goed wat mense sê. Maar jy is die kerk. Hy skiet die Heilige Gees in my oor. Moet die kerk toe kom om die Heilige Gees die teenwoordigheid van God te kom soek nie, bring die teenwoordigheid van God saam met my. En laat toe dat wanneer die Heilige Gees na jou huis toe kom, dat jy die lewe verander. Here, vanoggend praat u dit in ons hart. Elkeen wat vanoggend hier is, word gekonfronteer met hierdie vraag hier. Gaan ons vinnig in die beste leef, of gaan ons fokus wees op die Heilige Gees en om vol te wees van. En ek wil die Here vir elkeen van ons vanoggend daardie besluit maak, dat u ons sal help
om dit te doen. Here, dat U ons die genade sal bewys. Here, dat U teenwoordig sal wees in ons lewens. Dankie Here dat U ons gered het en dat ons hier daar gaan wees gered is en dat Jesus Christus alreeds die prys betaal het vir ons, Here. En daardie het U ons die Heilige Gees gestuur en gesê, stuur vir julle wat altyd by julle sal wees. Maar Here, ons wil nie die Heilige Gees hier in ons lewe nie. Here, ons wil huisves. Ons wil kragtig beweeg en wie hy is. Ons wil toelaat dat hy ons verander, ons huis is skoonmaak, Here. Dat ons die boodskap van Jesus Christus sal uitdra, deur ons liefde vir mekaar en die boodskap wat op ons lippe is. Ek en Here dat U ons as mense en as kerk transformeer in die naam van Jesus. Amen.